Verlede week het ons gesien hoe Jakob sy broers Esau se seun steel deur sy pa te bedrieg. En die gevolg daarvan is natuurlik dat die gesin uitmekaar spat. Esau dreig om Jakob te vermoor, Jakob moet vlug. Hy beland op die ou einde by sy oom Laban. En daar gaan 20 jaar verby, waarin Jakob lewe met die gesteelde seun. En Jakob word geseën. Hy trou, hy kry kinders, hy word ryk, hy ontwikkel ook spanning met sy skoonpa. En een of ander tyd moet Jakob teruggaan, weg van sy skoonpa af, weg van die vreemde land af, terug na die beloofde land toe, na die land waar God hom wil hê. Maar vir Jakob om te kom waar God hom wil hê, moet hy by sy broer verbykom. Moet hy deur sy broer se grondgebied kom, want Esau is intussen ook geseën. Esau is 'n magtige man geword, ook met besittings en met mans wat vir hom werk en so aan. En Jakob weet, Esau het laas toe hy hom gesien het, moord in sy hart gehad. En nou moet hy terugkom, en hy moet by Esau verbykom, om te kom waar die Here wil hê hy moet wees. En dan gebeur 'n raaiselagtige ding. Wanneer Jakob besef hy is op die punt om Esau te ontmoet, maak hy allerhande planne. Hy stuur boodskappe, hy stuur geskenke, hy stuur sy mense voor hom uit. En uiteindelik bly hy alleen agter by die Jabokrivier. Hy staan op 'n grens tussen die verlede en die toekoms. 'n Grens tussen die verlede wat hy met sy broer gehad het, die verlede van die gesteelde seun en die toekoms wat God vir hom beplan. En daar gebeur 'n vreemde ding met hom. Kom ons lees uit Genesis 32 van vers 22. In daardie nag het Jakob opgestaan, sy 2 vroue, sy 2 slavinne en sy 11 seuns geneem en deur die drif van die Jabok gegaan. Hy het hulle geneem, hulle deur die spruit laat gaan en alles wat aan hom behoort laat deurgaan. Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Toe hy sien dat hy Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heup gewrig getrek. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Hy het gesê, laat my gaan want die dag breek. Maar Jakob het gesê, ek sal u nie laat gaan nie tensy u my seën. Toe vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en mense stryd gevoer en het oorwin. Jakob vra toe en sê, maak asseblief u naam bekend. En hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? En hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog is my lewe gered. Hy het die son sien opkom, net toe hy by Pniel verbygaan. Hy was mank aan sy heup. Jakob is op 'n grens. Nie net die grens wat deur die rivier Jabok getrek word nie, maar op die grens tussen sy verlede en sy toekoms. Die verlede van die seun wat hy gesteel het en die toekoms van die seun wat hy ontvang en die seun wat hy ook moet deel met ander om tot seën te wees. Maar tussen hierdie verlede en die toekoms is daar 'n worstelstryd. 'n Worstelstryd wat Jakob op 'n manier wen, maar ook op 'n manier verloor. 'n Worstelstryd wat hom gereed maak om klaar te maak met sy verlede en om sy toekoms aan te pak. So kom ons dink 'n bietjie oor daardie verlede en die toekoms. Sy verlede is die verlede van 'n bedrieër. Die verlede van iemand wat sy eie pa om die bos gelei het, sy eie broer se seun gesteel het, wat uiteindelik 'n balling geword het en uiteindelik dan ook 'n geseënde mens geword het. Maar tog kan jy sê, omdat hy hierdie verlede met hom saamdra, al is hy 'n geseënde mens, iemand met 2 vrouens, iemand met 12 kinders, iemand met 'n klomp besittings, iemand met 'n klomp rykdom, tog kan jy sê, is Jakob nie regtig 'n geseënde mens nie, want hy is nog nie waar die Here wil hê hy moet wees nie. Hy is nog nie besig met dit wat God wil hê hy besig mee moet wees nie. Hy is geseënd, maar hy is nog nie regtig tot seën nie. Hy is nie gereed om ander te seën nie. So
jy kan sê dat alhoewel hy die seun gesteel het, en alhoewel hy in terme van wat hy het, 'n geseënde mens is, het Jakob nog nie die volle seën, die ware seën van God ontvang nie. 'n Seën wat gegryp word, is nie regtig 'n seën nie. Trouwens, as jy jou vergryp aan die seën van God, dan word dit in jou hande iets wat nie goed is nie, maar wat dikwels eerder sleg is. Iets wat nie in hierdie geval heling bring tussen die broers nie, maar wat eerder verdeling bring tussen die broers. 'n Gegrypte seën is nie regtig die seën wat God vir ons wil gee nie. En daarom is dit so belangrik, dat voordat Jakob tot seën kan wees vir ander, voordat hy regtig ander kan seën, en in die res van Genesis gaan ons hom met al sy gebreke, met al sy foute, keer op keer teekom as iemand wat seën. Maar voordat hy dit kan wees, moet hy eers sy verlede met sy broer in die oë kan kyk. Voordat hy die toekoms wat God vir hom beplan kan omhels, moet hy eers klaar maak met die verlede met sy broers. En dis wat Jakob probeer doen. Hy probeer doen dit deur sy broer te beïndruk, deur vir sy broer geskenke te gee, deur sy broer kan jy amper sê om te koop, om hom tog nou maar te vergewe en die verlede agter te laat. Hy probeer doen dit deur tipiese Jakob speletjies te speel. Met dit wat hy waarmee hy geseën is, al sy besittings en sy vrou en sy kinders, probeer hy indruk maak, sodat hy Esau kan beïndruk, sodat hy Esau kan omhaal om hom te vergewe. Maar dis nie die manier waarop Jakob en Esau regtig by mekaar kan inkom nie. Daardie nag by die Jabok stuur hy almal voor hom uit. Hy stuur al sy besittings, al sy slawe, al twee sy vrouens, sy kinders, en hy bly alleen agter. En dis dan dat die raaiselagtige ding gebeur. 'n Man kom met hom worstel. En ek kan nie agter die storie gaan raai om te vra wat het regtig daar gebeur nie. Maar wat ek wel weet, is dat Jakob daardie nag worstel met 'n man, maar dat hy uiteindelik sê, ek het die gesig van God gesien. En ons gaan volgende week sien, wanneer hy Esau ontmoet, dat hy 'n mens ontmoet, sy broer ontmoet, maar dat hy uiteindelik ook vir sy broer sê, om jou te sien, is soos om God te sien. In die hart van hierdie verhaal, van vandag se verhaal van die worstelstryd, lê die woorde, jy het met God en mens geworstel en jy het oorkom. So wat die verhaal vir ons sê, te midde van alles wat ons miskien nie presies kan verstaan nie, is dat jy nie met God kan regmaak, sonder om met mense reg te maak nie. Dat jy nie moet dink dat jy maar net in 'n verhouding met God kan lewe, jy op jou eie ergens in stilte, jy is met God besig, God is met jou besig, maar hoe jy met ander mense saamlewe, maak nie saak nie. En as jy bagasie uit jou verlede saamtrek, soos wat Jakob saamsleep, van mense wat jy verontreg het, mense wat jy seer gemaak het, mense wat jy miskien iets van gevat het wat jou nie toekom nie, mense wie se seën jy in 'n sin gesteel het, dan kan jy nie met daardie mense regmaak sonder om met God reg te maak nie. Maar jy kan ook nie met God regmaak sonder om met daardie mense reg te maak nie. Vir Jakob om met Esau reg te maak, moet hy met die Here regmaak. En om met die Here reg te maak, moet hy met Esau reg te maak. Daarom worstel hy met 'n man wat uiteindelik vir hom die aangesig van God wys. En daarom is dit ook so, dat hy uiteindelik, wanneer hy sy broer sien, en sy broer iets van God sien. Want dit hoort by mekaar, die versoening met God, en die versoening met jou medemens. Maar dan kan 'n mens nog steeds vra, hoekom ontmoet God vir Jakob juis so? Hoekom kom worstel God met Jakob? Hoekom keer God nie net, of die engel van die Here, nie net vir Jakob voor en sê, Jakob, kom ons praat nou 'n bietjie, kom ek praat hierdie ding met jou deur nie. Ek dink dit sê vir ons dat versoening nooit goedkoop of maklik is nie. Nie met God nie, nie met mekaar nie. Daar's altyd iets van 'n stryd. 'n Stryd wat gaan
juis om hoe ek die seën van God ontvang, want dit is wat uiteindelik in hierdie stryd gebeur. Die man beklei met Jakob, Jakob stoei met die man, en dan uiteindelik, 'n mens weet nie, stoei hy nou met die Here, of stoei hy met sy broer, stoei hy dalk met homself, stoei hy met sy eie gewete nie, maar hy het hierdie worsteling hier in die middel van die nag by die Jabokrivier, en uiteindelik dan vra Jakob vir hierdie man om hom te seën. En dan vra die man vir hom, wat is jou naam? Nou dit is in 'n sin wat sy pa ook 20 jaar gelede vir hom gevra het. En toe het hy gejok. Toe het hy gesê, ek is Esau, die eersgeborene. En toe het hy die seën gekry deur te lieg oor homself, deur 'n leuen te vertel oor wie hy is, deur homself voor te doen, homself te vermom. Nou kom die man en hy worstel met Jakob. En hy stroop amper vir Jakob terug tot sy basiese menswees, sy weerlose menswees. En hy vra vir hom, wat is jou naam? En dan sê Jakob, ek is Jakob. Ek is die bedrieër. Ek is ek. Jakob is uiteindelik eerlik oor homself. Jakob is uiteindelik ook op 'n plek waar hy weet hy hoef nie 'n leuen te vertel om geseën te word nie. In hierdie worsteling met hierdie man, wat hy weet dat God eintlik met hom besig is, ontdek hy, ek hoef nie leuns te vertel oor myself om geseën te word nie. Ek kan sê wie ek is, met my lelike kant en al, met my bedrieër kant en al. Ek kan eerlik en rou hier staan. Ek het eintlik nie 'n keuse nie. Ek kan eerlik wees oor myself en ek kan sê wie ek is. Die interessante is dat die man of die engel of God, hoe ons dit ook al wil sien, dan vir hom 'n nuwe naam gee. Jy is nie meer Jakob nie, want jy is Israel. Want jy het met God en mens geworstel en jy het oorwin. Nou kan 'n mens vra, hoe het Jakob oorwin? Hy het in 'n sin die stoeigeveg gewen, so lyk dit, alhoewel hy met 'n mankheep daarvan afkom. Maar hoe het hy oorwin? Ek dink hy het in die eerste plek oorwin oor homself. Oorwin oor hierdie Jakob wat 'n bedrieër is, wat homself voordoen, wat voorgee om iets anders te wees as wat hy regtig is. Hy het 'n oorwinning oor homself behaal. En miskien is dit die belangrikste oorwinning wat 'n mens moet behaal, of een van die belangrikste, is jy moet oor jouself, moet jy uiteindelik 'n oorwinning kry, oor hierdie begeerte om belangrik te wees, om te wil beïndruk, om iets te wil wees, om iets van jouself te wees, iets anders dalk as wat God jou gemaak het om te wees. So Jakob oorwin in hierdie sin oor homself. Hy oorwin ook, kan jy sê, deur daai hele situasie wat sy pa geskep het, waar sy pa eintlik die situasie geskep het deur vir Esau voor te trek en ook aan Esau sy liefde allerhande vereistes te stel, soos ons laasweek gesien het. Hy oorwin oor daai situasie van 'n tipies menslike situasie waar ons wil hê mense moet wees soos ons wil hê hulle moet wees voordat ons vir hulle goedkeuring of seën sal gee. Hy oorwin daaroor. Hy oorwin oor daardie nalatenskap van sy pa. Hy oorwin, kan jy sê, oor sy broer Esau, oor sy vrees vir sy broer Esau. Want na hierdie ontmoeting is hy gereed om vir Esau te gaan ontmoet, na hierdie worsteling met die Here. Hy oorwin deur die feit dat hy op sy heup geslaan word en mank daar weggaan. Hy oorwin oor die begeerte om te beïndruk en sterk te lyk en om met krag 'n situasie te wen. Hy oorwin deur as weerlose mens in 'n situasie in te stap. Maar die verhaal sê ook op die manier oorwin hy oor die Here. Oorwin hy oor God. Nou mens kan wonder, maar hoe kan 'n klein, swakke mens wat nog boonop 'n bedrieër is met 'n bedenklike geskiedenis, hoe kan hy in 'n sin oor God oorwin? Hy oorwin oor God wanneer hy uiteindelik vir God vashou en sê, ek sal u nie laat gaan voordat u my nie geseën het nie. Hy oorwin oor God wanneer hy besef, maar dit is God se hart. Hy weet, God se hart is om ons te seën. En God se hart is nie om ons te seën wanneer ons God probeer beïndruk of mense probeer beïndruk of wanneer ons onsself sterker probeer voordoen as wat ons regtig is nie. God se hart is wanneer ons eenvoudig menslik weerloos vir hom kom en pleit om sy seën. Dan wen ons
God se hart. Dan wen ons dit wat God van ewigheid af nog vir ons wil gee. Dis vir my so 'n troostboodskap, dat uiteindelik as ek moet afreken met my verlede, die bagasie moet agterlaat, en as ek my moet uitstrek na die toekoms, na dit wat voor lê, na die doel wat God met my het. As ek, soos Paulus in Filippense 3 sê, my moet losmaak van wat agter is, en moet uitstrek na wat voor is. Dan is dit vir my so troos om te dink, dat God wag op my, om dood eenvoudig, eerlik, myself, weerlose mens voor hom te wees, sodat sy krag in my swakheid kan werk, sodat sy genade vir my genoeg is, sodat hy my kan seën, soos hy my regtig wil seën. Nie 'n gesteelde seën nie, maar 'n seën wat ek ontvang, deur voor God eerlik te wees oor wie ek is, en deur hom vas te hou, totdat hy my seën. En eers as ek dit ervaar het, kan ek ook regtig verander seën. Maar daaroor praat ons volgende week verder. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe met sy vreugde. Mag die Here jou seën met eerlikheid oor jouself, sodat jy kan weet sy genade is vir jou genoeg in jou sondigheid. Mag die Here jou seën met insig in jou eie weerloosheid, jou eie swakheid, sodat jy kan ontdek dat sy krag, die krag van sy liefde vir jou genoeg is. En mag die Here jou seën met die deursettingsvermoë en die geloof om aan hom vas te hou, totdat sy seën 'n werklikheid word in sy lewe. 'n Werklikheid waardeur jy verhoudings herstel en nie breek nie, waardeur jy verander tot seën kan wees. Amen.